Hoe motiveer jy jou plaasarbeider? Is dit moontlik om 'n plaasarbeider te motiveer? Ek is die ander dag daar by ons plaaslike golfklub en ek sit nog selfs daar met die bestuurder en daar kom een van ons van ons skaapboere daar aan en ek sit nog selfs daar by ons en ek het toevallig op YouTube gesien hoe rolle mense pyp op sodat as jy hom weer vat en jy vat sy punt en jy trek hom dat hy nie knoop nie, dat hy mooi aftrek, veral as dit as jy nou hierdie dragline tipe goed het, veral dit wat op die golfbaan, dit is baie van dit so, en as ons golf speel sien ek gedurig, die pype is geknoop daarso. So, en ek sê vir die bestuurder, maar ek kan vir jou wys hoe werk dit, dan kan jy vir die arbeiders mos nou wys, dan dit kan dalk vir julle help. En die boer sê vir my, jong, dit help nie eens, jy wys, want hulle is te sleg, hulle sal dit nie kan doen nie. En ek dink myself, is dit waar, hoor ek reg wat die man nou sê, dat jy nie eens kan sien om vir die mense te wys en te kyk nie, ook nie eens belangstel om te hoor wat ek vir jou te sê het, dat dit dalk 'n moontlikheid is nie. Is dit hoe jy te werk gaan met jou arbeid op die plaas, is dit die rede hoekom jy sukkel? Ek weet nie. So, die enigste manier om jou plaasarbeider te motiveer, is om vir hom te gee wat hy die graagste wil hê. Nou in hierdie video gaan ek kyk na wat is die drie maniere om geld te maak uit skaapboerdery uit. Dan is daar ook net 3 areas waarop jy hoef te fokus om dit reg te kry. En in een van daai areas gaan ons spesifiek praat oor arbeid en hoe jy met jou arbeid te werk moet gaan om die heel beste produksie of produktiwiteit uit hulle uit te kry. Welkom by die video. As dit jou eerste keer hier is, ek is Bram Kutse en ek is al vir meer as 30 jaar betrokke in die skaap- en wolbedryf in Suid-Afrika. Tot aan die einde van hierdie video, dan gaan ek vir jou wys hoe jy jou boerdery kan omdraai binne 12 maande, sodat jy kan saampraat met die top 20% skaapboere in Suid-Afrika. Maar om te weet waar jy staan teenoor die top 20% skaapboere in Suid-Afrika, stel ek voor dat jy eers hierdie evaluasie gaan doen, want as jy nie 'n verwysingspunt het nie, hoe gaan jy weet of jy hulp nodig het, en as jy nie 'n verwysingspunt het nie, kan jy ook nie meet of jy vordering maak nie. So, hoe vergelyk jou boerdery met die top 20% skaapboere in Suid-Afrika? Waar staan jou boerdery? Is jy deel van die onderste 20% of is jy deel van die boonste 20%? As jy nie deel is van die boonste 20% nie, dan moet jy vir jouself sê, wat moet ek doen om daar uit te kom? Hoe kan ek deel word van die top 20%? Want as jy wil oorleef in skaapboerdery in Suid-Afrika, dan sê jy moet sorg dat jy onder die top 20% kom, anders dan gaan jy dalk langs die pad uitval. Nou waar kry jy hierdie evaluasie? As jy reg onder hierdie video gaan kyk, sal daar 'n skakel wees wat sê WMS skaapboerdery evaluasie, en die skakel lyk soos hierdie een wat hier staan. So, gaan kyk net in die beskrywing van die video, of gaan kyk onder die opmerkings, en dan soek jy vir daai WMS skaapboerdery evaluasie. As jy nie seker is nie, tik net WMS in die opmerkings, en dan sal ek vir jou die regte skakel stuur, sodat jy die evaluasie kan doen. Dis 'n kort evaluasie, dis so plus minus 15 vrae wat jy moet beantwoord. Dit is maar net keuses wat jy moet uitoefen, jy hoef nie te skryf of te tik of iets nie. Jy gaan net eenvoudig in, en dan volg jy maar net die vrae, en dan kies jy net die antwoord wat die beste pas, of wat jou situasie die beste beskryf, en dan gaan jy deur, en dan sal jy 'n persentasie kry, wat vir jou sê, waar staan jou boerdery. En as jou persentasie nie is, wat jy gedink het dit is nie, dan moet jy vir jou gaan hulp kry. So, dit is basies vinnig net oor die evaluasie. Dan
kom ons kyk, wat is die enigste 3 maniere om meer geld te maak uit jou skaapboerdery uit? Die eerste een is, jy moet die prys verhoog. Die tweede een is, jy moet jou koste verlaag. En die derde een is, jy moet meer kan produseer. Nou goed, waar kom arbeid nou in die prentjie? So arbeid sal in die prentjie kom basies by twee van hierdie goede, of dalk al drie, afhangende van hoe jy dit sien. Maar om jou koste te verlaag, moet jou arbeid optimaal gebruik word. Hulle moet produktief wees en hulle moet hulle werk doen. Om meer te kan produseer, moet jy meer lammers aankry. Jy moet swaarder lammers aankry. En om dit reg te kry, moet die bestuur beter wees. Daar is 'n klomp goed wat jy kan doen om dit reg te kry, maar jou arbeid is ongelooflik belangrik in hierdie proses. Want jou sukses word hoofsaaklik, 70-80% van jou sukses lê in bestuur van jou vee. En om jou vee reg te bestuur, het jy arbeid nodig. So, dit is wat die 3 goed is: verhoog die prys, verlaag die koste en produseer meer. So, ek gaan net vandag hierso kyk na 'n voorbeeld van hoe dit werk, met dat ons op dieselfde bladsy kom. So, en dan sal ons verder gaan kyk onder die, wat is die afdelings waarop jy moet fokus om dit reg te kry, waaronder arbeid val onder een van daai afdelings. So, hierso is net 'n vinnige voorbeeld. Is baie eenvoudig, ek weet, boerdery is baie meer kompleks as dit, en meeste van julle het ook, meeste boere het meer as een vertakking, so jy kan dalk, jou besigheid lyk 'n bietjie anderster, maar hierdie is maar net om die konsep of die beginsel tuis te bring, dat jy kan weet hoe werk dit, en dan kan jy in jou eie boerdery gaan kyk, hoe moet jy dit toepas, hoe gaan jou besigheid lyk op jou plaas. So ek het 'n eenvoudige voorbeeld, ek sê ek het 'n boerdery van 1000 oeye, my inkomste is R1000 'n ooi, en my uitgawe is R600 'n ooi. So, hoe lyk hierdie drie maniere om my geld wat ek maak in die boerdery te verhoog? So, eerstens, as ons kyk na die grafiek, jy het 'n vaste koste, jy het 'n veranderlike koste en jy het 'n inkomste. Hieronder het ek gesê, is 0 tot 1000, is die hoeveelheid oeye op jou plaas. Ons neem aan, dit is die hoeveelheid oeye wat jou plaas kan dra. Jy is vol gestok. Dan hierdie kant is maar net die inkomste teen het maal met 1000, so is 200.000, 400.000, 600, en 1000 miljoen rand. So as jy dan 1000 oeye het wat vir jou R1000 inbring, dan het jy R1 miljoen se inkomste. Jou vaste koste lê op 300.000 en jou veranderlike koste lê op 300.000, gee vir jou 600.000, dan R600 per ooi. En dan, goed, waar lê jou gelykbreekpunt? Hoe bereken jy die gelykbreekpunt? Verskoon. En hoe kan ons meer geld maak as ons uit ons skaapboerdery? En om dit reg te kry, moet ons verstaan hoe werk hierdie 3 goed in verhouding tot mekaar. So, jy moet die eerste een is om jou prys te verhoog. Nou, hoe gaan jy jou prys verhoog? Jy kan eenvoudig gaan wat sê hulle, rondshop. So jy bel die agente, jy bel verskillende agente en jy kyk waar kan jy die beste prys kry vir jou stoorlam, of waar kan jy die beste prys kry vir jou abattoir. Is dit deur die agent, is dit direk by die voerkraal? Is dit deur die agent of is dit direk met die abattoir? Wat gee vir jou die beste inkomste of die hoogste inkomste per eenheid wat jy dan produseer? Maar hier moet jy ook net kyk na wat verhoog jou gemiddelde inkomste per eenheid op die einde van die dag. So as jy gaan kyk, want jy verkoop mos nie net speenlammers, jy verkoop ou oeye, jy verkoop ou ramme of wat is dit wat jy verkoop, en dan werk jy dit om na 'n spesifieke eenheid toe, en dan dit is die norm wat jy moet gebruik om te kyk hoe jy kan dit verhoog. 'n ander manier om jou inkomste per eenheid te verhoog is deur stoetteling, ramme te verkoop, deur saad te verkoop, deur embryo's te verkoop. 'n ander manier is om direk aan die verbruiker te verkoop, aan
jou produk dan verder in die waardeketting af te vat. So daar's verskillende maniere. Is hoe doen jy dit op daai prys, op daai inkomste per eenheid van jou te verhoog, om die prys te verhoog. Dan om jou koste te verlaag, hoe werk jou vaste koste? Is jou vaste koste dit wat jou boerdery nodig het, of is dit onnodig hoog? 'n voorbeeld hier is, ry jy met die nuutste Land Cruiser bakkie, maar jy het eintlik maar net 'n Mahindra nodig om die werk vir jou te doen, of hoe lyk hierdie vaste koste van jou? Kan jy nie met minder klaarkom vir dieselfde inkomste nie? En dan jou veranderlike koste is maar net wat loop saam met die oeye in terme van dosering en enting, skeerkoste, voerkoste. Voerkoste is gewoonlik die hoogste ene hierso. So die vraag wat ek altyd vir my kliënte vra is jy seker dat jy die regte kos vir die regte dier op die regte tyd gee vir die regte periode? Want as daai 4 goeders nie in lyn is nie, dan gaan jy iewers oorspandeer. En dit is nie nodig nie, want die oomblik as jy begin oorspandeer, as jy oorvoer op jou diere, dan maak jy nie meer geld nie. So dit is belangrik om daarna te kyk. En dan, hoe produseer jy meer? Hierso is dit, hoe kry jy meer lammers gespeen? Hoe kry jy dit reg? Waar begin jy? Om daai reg te kry. So, jy kan 'n beter besetting kry, jy kan 'n beter lampersentasie kry, jy kan 'n beter speenpersentasie kry. Jy kan jou genetika verbeter, sodat jy met dieselfde insette swaarder lammers speen, dat jy swaarder skaap na die abattoir te stuur. Wat is dit wat jy doen om te verseker dat jy dan meer produk uitkry vir dieselfde insette wat jy insit? So dis die belangrike ding. En dan 'n ander manier hoe jy hierdie meer diere meer produk kan kry, is deur jou natuurlike hulpbronne so te benut, sodat jy jou draagkrag van jou plaas kan verhoog. Want as jy die draagkrag van jou plaas kan verhoog, dan kan jy op dieselfde plaas meer produseer as wat jou buurman kan produseer. En dit gaan maak dat jy meer wins maak, want jou vaste koste bly basies dieselfde en jy kry meer produk. So, maar hierdie is 'n redelike langtermyn strategie. Jy moet weet wat jy doen en jy moet dit vir 'n lang periode doen. Dan kan jy dit regkry. So, as ons dan gaan kyk, wat is die 3 areas waarop jy moet fokus om hierdie reg te kry? Dan moet ons, ek noem dit die 3 pilare van winsgewende skaapboerdery. So daar is basies net 3 areas waarop jy kan fokus, en dit is besigheid en mense, natuurlike hulpbronne en dan produksie en bestuur. Nou, omdat hierdie video gaan oor arbeid, gaan ons in hierdie video net fokus op besigheid en mense. Daar sal ander video's wees wat jy kan gaan kyk na die natuurlike hulpbronne en produksie en bestuur, maar ons gaan hier net fokus op besigheid en mense. So, waarna kyk ons as ons kyk na besigheid en mense? Wat is die fondasie van besigheid en mense? Nou, die eerste hierso is dink soos 'n top 1% skaapboer, dan die skep van 'n strategiese besigheidsplan, bemeester jou plaas se finansies, bou 'n veerkragtige en skaalbare boerdery, en dan arbeid. Hier gaan ons 'n bietjie meer stil staan oor wat jy kan doen om die beste uit jou arbeid te kry, en dan is dit bemarking en verkope vir maksimum wins, en dan opvolgbeplanning en die bou van 'n boerdery nalatenskap. Nou, dink soos 'n top 1% skaapboer. Hoe dink die top 1% skaapboere? Die top 1% skaapboere spandeer meer tyd aan hulle besigheid as wat hulle in hulle besigheid spandeer. Met ander woorde, hulle spandeer tyd aan beplanning, aan hulle langtermynvisie. Waar wil hulle wees oor 'n sekere tyd? Wat is die beste manier om daar uit te kom? Hoe vergelyk hulle met die industrie? Hoe kan hulle die beste uit hulle arbeid uitkry? Waar kan hulle die beste pryse kry? Hoe lyk die ekonomie? Hoe lyk die mark? Moet hulle verander? Moet hulle nie van wanneer moet hulle verander? Hoe lyk hulle is my plan vir my
om my risiko tot die minimum te beperk, is dit in plek. Dit is hoe die top 1% skaapboere dink. Hulle val nie in die, wat ons noem die technicus lokval, waar hulle alles self moet doen, en dink dit is net, as ek het nie doen nie, word dit nie gedoen nie, as ek het nie doen nie, dan word dit nie goed genoeg gedoen nie, dit is net ek, wat weet wat op hierdie plaas aangaan, ek neem die besluite, en almal moet spring, maar as ek die dag nie daar is, dan is dit 'n helse probleem. Dit laat my dink aan die storieetjie van die boer wat gesê het, as hy dorp toe gaan, dan sê hy vir sy werkers, hulle moet daar onder die boom sit, en wag tot hy terugkom. Sê maar, dit kan mos nie so werk nie. As jy nou van die manne daar onder die boom laat sit, en hulle moet wag tot jy terugkom van die dorp af, hulle kan mos nou 'n klomp goed gedoen het in die tussentyd, toe sê hy, maar dit is juist die probleem. Want hy sê, as hulle onder die boom sit, as ek terugkom, dan gaan ek aan waar ek opgehou het. Maar as ek vir hulle laat aangaan, as ek terugkom, dan moet ons eers al die fokkops regmaak, wat hulle aangevang het terwyl ek weg was, voordat ek kan aangaan met waar ek opgehou het. Nou, die top 1% skaapboere werk nie so nie. Hulle sorg dat hulle arbeid van so 'n aard is, dat mense kan, dat hulle weet wat hulle moet doen, en dat hulle kan aangaan met dit wat hulle gedoen het. Nou, kom ons kyk 'n bietjie net hier na die skep van 'n strategiese besigheidsplan. Wat bedoel ons met die skep van 'n strategiese besigheidsplan? Dit is, wat is jou visie? Wat is jou langtermyn visie vir jou boerdery? Waar wil jy hê met jou boerdery oor 15 jaar van nou af wees? Waar moet dit oor 10 jaar wees, oor 5 jaar, oor 'n jaar, oor 6 maande? Wat is dit wat jy sien? Wat moet daar gebeur met jou boerdery? Hoe moet jou diere lyk? Hoe moet jou genetika lyk? Hoe moet jou plaas lyk? Hoe moet jou besigheid in sy totaliteit lyk oor 15 jaar van nou? Hoe groot wil jy boer? Wat is dit wat jy wil bereik? Hoekom wil jy daai goeders doen wat jy doen? Hoekom wil jy dit doen? Vir wie doen jy dit? Het jy 'n duidelike hoekom? Want as jy nie weet hoekom jy die goeders doen nie, hoekom wil jy dit doen in die eerste plek? So, en ook wat wil jy maak met die geld wat jy maak? As jy nou wins maak in jou boerdery uit, wat wil jy met die wins maak? So dit is, jy moet duidelikheid hê daaroor. Want as jy nie duidelikheid het, dan gaan jy nie weet wat om te doen nie. Dan as jy duidelikheid het oor jou hoekom en waar jy wil wees in jou visie, dan gaan doen ons wat ons noem reverse engineering. So dan werk jy maar net terug. Sê, as ek oor 15 jaar daar wil wees, dan moet ek oor 10 jaar daar wees, dan moet ek oor 5 jaar daar wees, dan moet ek oor 1 jaar daar wees, dan moet ek oor 6 maande daar wees, en so vat jy hom terug tot vandag toe. En dan begin 'n werk jy 'n strategie uit, om te sê, wat moet ek vandag doen om by daai 15 jaar visie uit te kom? Wat moet ek vir die volgende 6 maande doen? Wat moet ek vir die volgende jaar doen? Wat moet ek vir die volgende 5 jaar doen? Om daar uit te kom. So jy gaan sit jou strategie uit, en as jy dan jou strategie uitgesit het, dan moet daar aksies kom. So wat moet ek vandag doen om in daai rigting te werk? Wat moet ek die volgende week doen? Wat moet ek die volgende maand doen? So dan gaan sit jy jou aksies uit, en dan moet jy gaan implementeer. En as jy dan daai goed wat jy gesê jy moet doen, dan begin implementeer jy dit. Maar as jy dit implementeer, is dit baie belangrik dat jy monitor. Jy moet meet. Jy moet die goed meet wat jy implementeer. En uit die data uit wat jy insamel, kan jy dan besluite neem. Met ander woorde, jy kan evalueer. Die data is daar om vir jou te sê wat aangaan, en dan kan jy daai data evalueer. En as dit nie in lyn is dit nie vir jou vorentoe vat, is dit nie vir jou vat in die rigting van jou 15 jaar visie nie, dan moet jy 'n regstelling maak. En dan moet jy weer implementeer en weer evalueer. Meet, evalueer, regstel. Meet, evalueer, regstel. So, dit is 'n voortdurende proses wat aangaan en aangaan en aangaan, om te sorg dat jy by die regte plek uitkom. Dit is ook die proses wat verseker dat jy jou goed al beter doen en beter doen. Want jy leer uit jou foute uit, en jy maak nie dieselfde foute oor en oor nie. So dit maak dat jy eventueel
regtig kan groei. So, dan, hoe bemeester jy jou plaas se finansies, hoe weet jy wat aangaan op jou plaas, want ek meen, alles op jou plaas word op die einde van die dag maar gedryf deur kontantvloei. Hoe gaan jy te werk? Weet jy wat in jou boerdery se finansies aangaan? Weet jy wat dit jou kos per eenheid, per kilogram produksie? Wat kos dit jou om 'n kilogram vleis te produseer? Wat kos dit jou om 'n kilogram wol te produseer? So, jy moet daai koste van produksie moet jy verstaan. Jy moet presies weet wat dit is, want as jy weet wat dit is, dan weet jy wat jy moet kry per kilogram om wins te maak. En as jy dan weet wat jou wins per kilogram is, dan weet jy hoeveel kilogramme jy moet produseer om gelyk te breek met jou vaste koste en wat jy nodig het om wins te maak. So, dit is alles begin by die punt om te verstaan wat daar aangaan. En dan moet jy begrotings doen. Jy moet gaan begroot wat is my uitgawes. Jy weet wat jou vaste kostes is. En wat is jou uitgawes dan per maand? En jy weet wat is jou koste van produksie? En jy weet hoeveel oeye jy het. So jy weet wat wanneer gedoen moet word met daai vee, so jy gaan weet wanneer wat uitgegee moet word. So jy kan 'n begroting gaan doen op grond van jou aksies wat jy gaan implementeer. En gelukkig is skaapboerdery 'n baie sikliese besigheid, so dieselfde goed gebeur oor en oor. So jy kan met redelike akkuraatheid gaan sê, as jy weet wanneer jy paar, wanneer gaan wat gebeur in daai boerdery, in terme van jou koste van produksie. En dan die belangrike ding is ek sien die boere werk nie met bestuurstate nie, hulle werk net met belastingstate, of eintlik hulle gee net hulle goed vir die boekhouer en dan hoop hulle maar vir die beste wat daar gaan uitkom. So, ek het nou die dag sommer net 'n storieetjie, loop ek 'n man raak daar in die winkel op 'n Vrydagmiddag en ek gesels sommer net so met hom 'n bietjie sommer oor boerdery en so. En hy sê op 'n stadium vir my, jong, jy sal my moet verskoon, ek het 'n afspraak. Ek is 'n bietjie haastig. Ek sê hom, nou, wat 'n afspraak het jy 2:00 die middag op 'n Vrydagmiddag of 3:00 die middag op 'n Vrydagmiddag? En hy sê vir my, nee, ek moet my fucking boekhouer gaan sien. En ek raak maar net aan die lag en dink, nou, hoekom sal die man so praat van sy boekhouer? Want jou boekhouer is een van jou sterkste vennote wat jy nodig het in jou boerdery. Daai man moet vir jou help, want dis die ou wat jou goed verwerk. So wat jy moet sorg is dat jy by jou boekhouer bestuurstate kry. As jy dit nie self doen nie, moet jou boekhouer dit vir jou kan gee. Wat is jou maandelikse inkomstes en uitgawes? En dat jy kan dan van jou maandelikse inkomstes en uitgawes af kan werk, want jy gaan begroot vir maandelikse uitgawes en jy gaan begroot vir maandelikse inkomste. En jy moet gaan kyk, hoe loop hierdie inkomste en uitgawe teenoor daai begroting wat jy gedoen het? Is jy op die pad? Is jy van die pad af? Waar moet jy regstellings maak? Kom die geld in soos jy gedink het, of kom dit nie in nie, of is daar ekstra uitgawes wat jy nie gedink het gaan wees nie? Dan moet jy kan regstellings maak. En dan die ander belangrike ding is, hoe lyk jou bates en laste? Hoe loop jou bates en laste saam met hierdie besigheid? Want daar's 'n lyn van inkomste en uitgawe, maar daar's ook 'n lyn van bates en laste. Wat skuld jy? Wat se bates het jy? En ek sien hierso is ook iets wat oor die algemeen wat boere doen, is hulle hou baie noukeurig rekord van hulle veegetalle, maar hulle hou nie noodwendig rekord van die bate nie. So hy weet nie wat die waarde van sy vee op enige gegeewe tyd nie. Hy het nie, sê net maar vir elke afdeling, jy het mos nou lammetjies, en jy het speenlammers, jy het jong oeye, jy het groot oeye, jy het ou oeye, jy het hamels, jy het ramme. Het jy 'n waarde op elkeen van daai kategorieë? En dan volgens jou veegetalle wat jy dan het, koppel jy 'n waarde aan daai spesifieke kategorie. En dit gee vir jou totale waarde van jou vee.
en jy kan dit redelik konservatief bereken, dat jy nou nie jou waarde oorskat nie, maar dit is hoe jy bepaal, wat is die waarde van jou vee op 'n gegeewe tyd. So dan kan jy sien, as jy met 'n sekere waarde begin het aan die begin van die finansiële jaar, waar staan jou waarde later, waar staan jy elke einde van die maand, dan weet jy, wat is daai batewaarde. Want dit kan wees dat jy dink jy het nie geld nie, maar eintlik lê dit net in die bates, jy het dit nog net nie verkoop nie. Of jy dink jy het geld gemaak, dat geld ingekom in die bank in. Dit lyk baie goed vir jou, maar jy het jou bates verkoop. Jou batewaarde is baie minder as wat dit was. So jy moet daai goed monitor. As jy dit nie monitor nie, is jy besig om op 'n ramp af te stuur. So weer eens monitor, evalueer en stel reg. Monitor, evalueer en stel reg. Dis die enigste manier. As jy nie weet wat in daai boerdery se finansies van jou aangaan op 'n maandelikse basis nie, dan tender jy vir moeilikheid. Dan hoe bou jy 'n veerkragtige en 'n skaalbare boerdery? Die enigste manier om dit te doen is jy moet stelsels en sisteme in plek sit om dit te kan regkry. Het jy 'n bestuurstelsel vir jou boerdery? Het jy 'n stelsel waar volgens jy hierdie finansies van jou doen? Hoe samel jy die goed in? Wat maak jy met jou fakture? Wat maak jy met jou inkomste? Hoe gaan jy te werk om te sorg dat jy presies jou inkomste en uitgawes reg dokumenteer op 'n maandelikse basis en dat jy jou bates en laste reg dokumenteer sodat jy die regte besluite kan neem. Hierdie strategie van jou het jy 'n stelsel hoe jy daai goeders hoe jy te werk gaan om elke ding te implementeer, want jy het 'n stelsel nodig vir jou skape, jy het 'n stelsel nodig vir jou veiding, en jy het 'n stelsel nodig vir jou administratiewe besigheid. So, hoe lyk daai stelsel van jou? En dan die ander belangrike ding is die stelsel wat jy het, sorg daai stelsel van jou dat jy betroubare data insamel. Die manier hoe jy die data aanteken, is dit betroubare data. Want jy kan dit nie sommer net doen, net ter wille om dit te doen nie. Want die enigste manier hoe jy regtig goeie besluite kan neem, is dit gebaseer is op data en nie op emosies nie. Jy kan nie net so op jou gut feeling en jy wonder en jy dink dis die regte ding om te doen nie. Jy moet data hê waarop jy jou besluite kan neem en jou regstellings kan maak. Want as jy nie die regte data het nie, dan gaan die evaluering wat jy doen op daai data gaan vir jou die verkeerde antwoord gee. En dan gaan jy die aksie wat daar volg, kan jou dalk van die pad afvat in plaas van op die regte pad hou, omdat jy jou besluit geneem het op verkeerde data. So dit is belangrik dat jy dit doen. Dan hoekom sal hierdie stelsels en sisteme en data vir jou belangrik is? Want dit beperk risiko. Jy weet wat om te doen, jy weet wat om die regte besluite te neem, sodat jy die risiko tot die minimum kan beperk. Dit kan ook wees dat jy iets oorkom. Jy is dalk in 'n ongeluk of 'n ding, of jy raak siek. Nou lê jy in die hospitaal en die boerdery moet aangaan. Maar as jy alles self moet doen, alles moet self besluit, dan moet jy uit die hospitaalbed uit, moet jy op jou foon wees heeltyd in orders gee, en jy kan nie sien wat daar aangaan nie. So, maar as jy stelsels en sisteme in plek het, dan kan die ding aangaan. Jy hoef nie rond te val nie. En dit is wat ons praat van standard operating procedures. Elke taakie jy het 'n handleiding geskryf vir jou spesifieke boerdery, vir jou plaas. Sodat elke ou weet wat moet gedoen word, wanneer moet dit gedoen word, waarom moet dit gedoen word, en hoe moet dit gedoen word. En wie is verantwoordelik vir dit? So, jy het standaard operasionele prosedures in plek, en basies hoe dit werk is. Daar is take wat elke dag gedoen moet word. Dan is daar take wat 1 keer 'n week gedoen moet word. Daar is take wat 1 keer in 14 dae gedoen moet word, 1 keer 'n maand, 1 keer 'n kwartaal, 1 keer in 6 maande en 1 keer in 'n jaar. So, wat is daai take? Het jy hulle neergeskryf vir elkeen van daai kategorieë, wanneer die goed moet gebeur.
En dan as jy dit neergeskryf het, wat is dit wat gedoen moet word en dan hoekom moet dit gedoen word? En hoe moet dit gedoen word? En as jy dit gaan neerskryf het, en wie is die verantwoordelike persoon vir daai goede, dan het jy 'n standaard operasionele prosedure in plek wat kan sorg dat jou plaas basies soemloos kan loop sonder dat jy daar hoef te wees. Dit moet van so 'n aard wees dat jy moet eintlik jy moet vir 'n jaar kan weggaan van jou plaas af. En as jy terugkom moet dit beter gaan as wat dit gegaan het toe jy daar was. Dan weet jy het 'n besigheid en jy het standaard operasionele prosedures in plek wat 100% reg is. So dit is hoe jy risiko verskans met standaard operasionele prosedures. Dan die ander ding is het jy voldoende versekering in plek dat as daar iets regtig fout gaan, dat jy versekering het wat daai probleme kan dek, keer dat die appelkar nie heeltemal omgekeer word nie. En dan goed soos byvoorbeeld hoe verskans jy jouself teen droogte? Het jy 'n stelsel in plek wat vir jou kan sê, byvoorbeeld as jy werk teenoor die gemiddelde reënval en sê op die gemiddelde reënval is dit die draagkrag van my plaas. Nou as ek nou vir so en dit werk oor 'n skywende gemiddeld van 12 maande of oor 'n skywende gemiddeld van 24 maande, jy kan besluit hoe jy dit wil doen. Maar as daai skywende gemiddeld vir 'n sekere periode onder die gemiddeld is, dan moet jy weet hier is probleme op pad. So en wat gaan jy doen wanneer jy by 'n sekere punt kom? Ek gaan nie sit en hoop en bid dit reën môre of oormôre nie. As ek by daai punt kom, dan is daar sekere aksies wat in plaas vind. Ek moet begin 'n vee verminder. Ek gaan my vee deurgaan. Ek gaan ou ooe begin uithaal. Ek gaan goeders enigiets wat jy kan uithaal wat lyk na 'n passasier moet uitkom. Of het ek 'n kudde samestelling wat van so aard dat ek byvoorbeeld hamels het wat ek kan ontslaa raak van om te keer dat ek nie heeltemal die pad byste raak nie, om die las ligter te maak op my plaas. Daar is maniere hoe dit gedoen kan word. So het jy sulke maniere of sulke stelsels in plek of het jy dit nie in plek nie. Dan kom ons by die arbeid en dis eintlik maar die crux van die video wat daai man gesê het is dit help nie as jy wys vir die mense wat om te doen nie, want hulle is eenvoudig te sleg om dit te doen. So dit is my ongelooflik dat iemand dit kan sê. Net die feit dat hy dit sê, nie eens te praat van dat hy dit toepas nie. So dan vra ek myself die vraag hoe doen die ou sy werwing van sy arbeid? Hoe gaan hy te werk as hy arbeid na sy plaas toe vat? Of is dit die rede hoekom die arbeid so treurig is omdat hy so treurig is, want hy stel nie die regte mense aan nie. Hy tel sommer net enige ou daar langs die pad op en dan moet die ou kom werk. En dis nie dat die man so sleg is nie, dis net dat hy nie 'n idee het wat hy moet doen op die plaas nie. So hoe moet jy te werk gaan as jy die beste uit jou arbeid uit wil hê? Nou, daar's een ding ekskuus wat ons almal moet besef. En dit gaan nie net vir plaaswerkers nie, dit gaan vir enige personeel dit. En dit geld vir meeste mense. Die ding wat mense die graagste wil hê, die heel graagste wil hê, is erkenning. Almal soek net 'n bietjie erkenning. Almal wil net 'n bietjie raak gesien word. Almal wil net hê iemand moet vir hom sê, hoorie, jy het nou jy het baie goed gewerk. Ek is trots op jou. Dit is wat ons heeltyd met ons kinders doen. Ons vertel vir hulle hoe mooi hulle gewerk het, hoe goed hulle is, hoe pragtig hulle is. Die onderwysers vertel dit vir hulle, maar as dit kom by ons arbeid, dan doen ons dit nie. Ons sê nie vir hom wat hy goed gedoen het, wat hy reg gedoen het nie. Ons kyk net wat doen hulle verkeerd en dan klim ons in die keelgate af en hoe useless is hy en ek het mos gesê, dit is hulle noem dit die selfvervullingsprofesie. As jy sê 'n man is sleg,
dan sien jy net al die slegte goed raak wat hy gedoen het. Want jy het mos gesê hy is sleg, so jy wil mos nou nie verkeerd wees teenoor jouself nie, so wat gaan jy doen? Jy gaan kyk wat doen hy verkeerd, en dan gaan jy sê, ek het mos gesê, hy is useless, hy is absoluut useless, kyk net daar so. Maar die teenoorgestelde is ook waar. As jy vir jouself sê, hierdie is 'n goeie werker, en jy vertel vir ander mense dat hierdie is 'n goeie werker, dan kyk jy al die goed wat hy raak sien, wat hy doen wat reg is, want jy wil in hierdie geval ook nie verkeerd wees nie. Jy wil mos nou ook nie vir jou, hoe sê hulle, jou vlag laat val nie. So, jy kyk al die goeie goed wat hy doen, en dan sê maar, kyk, ek moes gesê, hy is 'n goeie werker. So, die antwoord van swak of goeie arbeid lê by die eienaar self, by die boer self, by jou self. As jy weet hoe om jou arbeid te hanteer, dan gaan jy die regte goed uit daai arbeid uitkry. Jy gaan produktiwiteit uitkry. Dit lê nie by die arbeid nie, dit lê by jou. So, hoe moet jy te werk gaan om die beste produktiwiteit uit jou arbeid uit te kry? Nou daar is, wat ons praat van rolle en verantwoordelikhede, en daar is en jy moet gaan kyk, want jy het mos nou as jy jou standaard operasionele prosedures in plek het, so jy het 'n handleiding van wat op jou plaas moet gebeur. Jy het 'n handleiding presies van wat in elke situasie moet gebeur. Wat moet gedoen word, wie moet dit doen, hoekom moet dit gedoen word en hoe dit moet gedoen word. So dit is uiteengesit. So wat jy nou moet doen is, jy moet sorg dat jy die regte mense aanstel. Want vir elke situasie moet jy weet watse vaardighede jy nodig om daai werk gedoen te kry. As dit is wat gedoen moet word en hoe dit gedoen moet word, watse vaardighede het die persoon nodig wat die werk dan moet doen. Want dit help nie jy dit uiteengesit en sê dit is wat gedoen moet word en hoe dit moet gedoen word, en nou bring jy op die plaas aan en hy weet nie hoe om daai werk te doen nie. Dalk het hy die vermoë om te doen, maar hy het net nog nie die vaardighede aangeleer om te doen nie. So as jy dan jou standaard operasionele prosedures is, moet jy sorg dat jy die regte mense op jou plaas kry wat daai standaard operasionele prosedures kan uitvoer. Anders gaan dit nie werk nie. So om dit reg te kry, het ons rolle en verantwoordelikhede. Nou hoe lyk rolle en verantwoordelikhede? Dit is maar net as jy die ou aanstel, dan moet jy vir hom presies kan sê wat is dit wat hy moet doen en waarvoor hy verantwoordelik is. Nou verantwoordelikheid en besluitnemingsgesag loop saam. Jy kan nie vir 'n ou verantwoordelik maak vir iets, maar hy het nie die besluitnemingsgesag nie. Hy moet die besluitnemingsgesag kan vat vir daai spesifieke ding. Anders is iemand anders te verantwoordelik daarvoor. As hy nie kan besluit om dit te doen nie. So dit is belangrik. So die beginpunt is eintlik maar net is wanneer jy mense aanstel, wat is die werwingsproses? Hoe maak jy seker dat jy die regte ou aanstel in die eerste plek? Ek sien, dit is eintlik vir my ongelooflik, maar ek sien baie boere, hy ry daar by die koöperasie verby, daar staan hy losmanne daar so, dan laai hy so, sê, meneer het my werkie, dan klim hy, en dan vat hy hom plaas toe, en as hy plaas kom, dan sê hy vir hom, jong, jy gaan sommer hier aan, jy val daar saam met die manne in, daar word nie eens 'n opdrag gegee nie, val daar saam met die manne in, en dan val die man saam met die manne in, maar die man het nie 'n idee wat by die plaas aangaan nie, en die manne wat op die plaas werk, is ook dalk net 'n opdrag gegee om goeders te doen. Hulle het nog nooit eintlik self besluit geneem of verantwoordelikheid gevat vir die werk wat hulle doen nie. So hulle weet ook nie eintlik om vir daai man 'n opdrag te gee nie. So nou moet daai man maar inval en kyk jy maar wat doen die ander manne, en dan werk hy nou maar so saam, en dan besluit die boer nou op die stadium, maar hierdie is 'n goeie werker of is nie 'n goeie werker nie. Maar nou die vraag is op grond van wat besluit hy of die ou 'n goeie werker is of nie 'n goeie werker is nie. Wat laat hom daai besluit neem? So dit is belangrik dat jy in die eerste plek die regte mense gaan werf, en daar is baie van hulle. Ek bedoel, daar is baie mense daar is ewen mense wat matriek het wat nie werk nie. Daar's groot werkloosheid in Suid-Afrika. So jy kan regtig mense gaan selekteer vir poste op jou plaas wat
ver beter gekwalifiseer is as wat eintlik nodig is vir daai spesifieke pos. Al wat jy moet doen is, jy moet dan die ou oplei in daai spesifieke pos, dat hy dit net dat hy verstaan wat is sy werk. So, nou, as ons kan gaan kyk na, ek kan ook net 'n voorbeeld wys hierso van wat is hoe lyk 'n dokument waar jy dan kan gaan, wat jy kan gebruik vir 'n spesifieke pos op jou plaas. So as ons nou gaan kyk na byvoorbeeld hierdie beskrywing hier, so die posprofiel is plaaswerker, die posbeskrywing is plaaswerker. So ons sê dan hierso, wat is die kwalifikasie, NQF vlak, dis maar net 'n beskrywing wat lê vir verskillende vlakke van arbeid, dan sê ons 1 en onder, so is eintlik maar die laagste vlak. Dan die afdeling waar hierdie ou gaan werk is dan skaapboerdery. Wat is die kwalifikasies wat hy moet hê en ondervinding? So ons het geen kwalifikasies nodig nie. Maar jy kan ouens aanstel wat matriek het as 'n plaasarbeider, want daar is baie van hulle wat nie werk het nie. Die ondervinding in plaaswerk is 'n aanbeveling. Het hy ondervinding van plaaswerk? Nee, hy het nie ondervinding in plaaswerk nie. Okay, kan ek hom as hy kwalifikasie het hy die vermoë om te leer. Sal ek hom kan leer wat is dit wat hy moet doen. Dan jou posgraad is 'n A1 volgens die Patterson model. In watter salarisgleef val hierdie ou? Dan minimumloon tot sê maar 120.000. Dis die salarisgleef waar binne hierdie ou val. Wat is die poste wat hierdie persoon aan moet rapporteer? Watter poste wat aan hom moet rapporteer, want dan hy's net 'n gewone plaaswerker, so as niemand wat aan hom hoef te rapporteer nie. Hy is op die heel onderste vlak. En dan hierdie pos rapporteer aan wie? So hierdie ou moet rapporteer aan die plaasbestuurder of aan die boerdery eenheidbestuurder of aan die eienaar. Dis vir jou om te besluit aan wie moet hierdie ou rapporteer. Met ander woorde, wie sy onmiddellike hoof. Dan voorsien operasionele ondersteuning op die plaas. Wat is die sleutelfunksie van hierdie ou? Hy moet uitvoering gee aan operasionele pligte. So dis die gewig 100%. Hy moet die job doen. Of as hier ander besluitnemingsgesag, as die administratiewe werk wat hy moet doen, wat is sy sleutelfunksies? So dan gaan sit jy dit daarin en jy gee gewig daaraan. En dan gaan skryf jy uit hierso die funksionele kennis en vaardighede benodig. Nou die kennis wat hierdie ou dan benodig is, hy moet kennis hê van veehantering, die gebruik van handgereedskap, hy moet 'n bestuurslisensie hê en hy moet kennis hê van basiese boerderypraktyke. Het hy die kennis of het hy nie die kennis nie? Dan watse vaardighede het hy? Het hy interpersoonlike verhoudings? Kan hy met sy mede-plaaswerkers kan hy met hulle kommunikeer? Kan hy met jou kommunikeer as boer? Hoe lyk sy kommunikasie vermoë met die ander mense wat saam met wie hy werk? Kan hy basiese probleme oplos? Het jy gekyk of as jy vir hom 'n basiese dingetjie gee en sê hy dit oplos, het hy die vermoë? Kan hy observeer? Kan hy kyk, loop en kyk hy op die grond, of loop en kyk hy in die lug, of is dit 'n ou wat 'n observasie vermoë het? Kan hy hanteer die hantering van handgereedskap of masjinerie? Wat is dit wat is die vaardighede wat jy wil hê, wat hierdie ou moet hê? Byvoorbeeld skeer van skaap, hantering van skaap, vermoë om korrek te reageer op opdragte. Dis die vaardighede wat hy moet hê, en as hy nie daai vaardighede het nie, kan jy hom oplei om daai vaardighede te bemeester of te bekom. En dan, wat is die pligte van hierdie persoon? Hier moet jy uiteen gaan sit. Wat is die pligte? Met ander woorde, onderhoud en herstel van geboue, masjinerie, heininge, damme, krippe, windpompe ensovoorts. Uitvoering van pligte volgens die veldbestuursprogram. Uitvoering van pligte volgens die kuddebestuursprogram. Patrollering, inspeksie, verslag doen oor die toestand van die vee, heining, suipings, gesaides ensovoorts. Bymekaar maak en aanjaag van vee tussen kampe na krale skeerhok te verseker dat diere voldoende kos en water het. Uitvoering van pligte volgens die probleemdierbeheerprogram. Hulp om die gesondheid en welstand van die kudde te onderhou.
Dit is die pligte wat jy uiteensit, sodat daai persoon presies weet wat van hom verwag word. Wat is dit wat hy moet doen en wat is dit wat hy nie moet doen nie. Dan het jy nou daai man se werk vir hom uiteengesit. Dit is boonbehalwe die basiese dienskontrak wat die werk van jou, of wat die staat van jou vereis om vir elke werker te hê. Moet jy vir elkeen 'n posprofiel hê, dat hy presies weet wat is die rol en die verantwoordelikheid van daai spesifieke pos. Dan, as ons gaan kyk na, nou het ons die rolle en die verantwoordelikheid uiteengesit. Nou, hoe evalueer jy daai persoon? En het jy 'n stelsel van kritisering of het jy 'n stelsel van komplimentering? Watse opleiding is daar en watse geleenthede is daar? So, jy moet die ou kan evalueer, sodat jy kan sien, is hy 'n bo-gemiddelde werker. Jy moet hom kan komplimenteer op die werk wat hy goed doen. Dan moet jy, daar waar hy tekort skiet, moet jy kan opleiding gee. En as dit 'n topman is, dan moet daar geleenthede wees. Hy moet weet wat se geleenthede is daar vir hom om vordering te maak. Kan hy 'n supervisor word? Kan hy die ou wees wat jou landtyd hanteer? Is daar beter geleenthede vir hom, vir 'n beter salaris, wat vir jou gaan meer beteken dan dat jou uitsette wat jy kry is meer as die insette. So daai ou gaan vir jou baie meer beteken as wat jy dan vir hom betaal in daai spesifieke pos. So kom ons gaan kyk bietjie hoe lyk 'n evaluering en 'n komplementering stelsel. Want as jy wat hier gebeur is jy kry baie keer, jy kry mense wat hy doen bitter min, maar hy doen ook niks verkeerd nie. So hy hang maar net so. En dan dink ek, maar daai ou is nie te bad nie. Hy het nog nooit regtig aangejaag nie. Dan kry jy 'n ou wat voorvat. Maar 'n ou wat voorvat kan baie keer foute maak, want hy doen nie goeders. En die enigste manier om te leer is om te leer uit jou foute uit. So 'n ou wat niks doen sal nooit foute maak nie. 'n Ou wat baie doen sal baie foute maak. Jou werk is om te sorg dat hy daai foute nie herhaal nie. Dit is en as hy vir jou kan sê hoekom hy daai ding wat hy verkeerd gedoen het, as hy vir jou kan sê hoekom hy daai ding op daai spesifieke oomblik so gedoen het, en jy sê vir jouself, right, met die kundigheid wat hy tot sy beskikking gehad het in daai spesifieke omstandighede, het hy sou jy dalk ook, as jy nou in sy skoene was, sou jy dalk dieselfde besluit geneem het as hy, omdat hy nie regtig, of net omdat hy nie presies die regte toerusting gehad het, of hy was dalk nie die regte opleiding gehad om daai ding te kan hanteer nie. En dan hoe gaan ek seker maak dat dit nie weer gebeur nie? En dan vat ons hom daarvan af. Nou baie keer gebeur dit dat hierdie ou doen iets verkeerd, en dan is jy so de moeren vir hom, dat jy hom sommer wil fire, of dan fire jy hom dalk, maar nou het jy dalk jou heel beste arbeider gefire, net omdat jy nie 'n stelsel het waarvolgens jy die ouens evalueer nie. En dan eindig jy op met al die mediocre manne, wat nooit iets verkeerd doen nie, maar hulle doen ook nie regtig, hulle gee nie vir jou die produktiwiteit wat jy soek nie, want jy fire die ouens wat die vermoë het. So, as ons dan gaan kyk na hoe lyk so 'n evalueringssysteem en 'n komplementeringssysteem, dan is dit 'n basiese ding wat so lyk. Jy het 'n maandelikse prestatierekord, die naam en die afdeling en die toesighouer, wie is verantwoordelik om hierdie ou te evalueer. En dit kan 'n baie eenvoudige ding wees, wat jy elke dag van die maand die ou evalueer, so jy gee vir hom net 'n minus of 'n plus. So as hy niks wonderlik gedoen het vir die dag nie, dan sit jy niks in nie, maar as hy iets gedoen het wat die moeite werd is, gee vir hom 'n plus. As hy iets verkeerd gedoen het, gee vir hom 'n minus. Nou die stelsel wat ek volg in my besigheid is jy mag net 1 minus gee
maar jy kan soveel plusse gee as wat jy wil. So, as iemand iets verkeerd gedoen het, dan gee jy 'n minus. Jy mag nie meer as 'n minus gee nie, en as hy goed reg gedoen het, as hy goed gerapporteer het, as hy gesien het dat daar siek diere is, wat ook al hy gedoen het wat jy dink, maar hy het nou meer gedoen as wat jy van hom verwag het, dan gee jy vir hom 'n plus, 2 plusse, 5 plusse, maak nie saak nie. Die belangrike ding hier is, as daar 'n minus was, dan moet jy regmaak. Hoekom gee jy vir hom 'n minus? Hy moet verstaan hoekom dit gedoen is, en wat gaan hy doen dat dit nie weer gebeur nie. Verstaan hy hoekom hy dit verkeerd gedoen het? So daai ding moet hom bespreek word. En as hy die plusse het, dan moet jy hom komplimenteer. Jy moet onmiddellik vir hom sê, baie mooi, dis hoekom ek gee vir jou 5 plusse hierso. Dan komplimenteer jy hom onmiddellik vir daai goed wat hy reg gedoen het. Dan baie belangrik hierso is, as jy kritiseer, as daar minus is, as jy kritiseer, dan word dit 1 op 1 gedoen. Jy roep die man in en jy sê vir hom, dis wat verkeerd gegaan het hierso. Dis die rede hoekom ek vir jou minus gegee het, en hoe gaan jy dit regstel, en dit is 'n 1 op 1 interaksie. Die oomblik as jy vir daai ou 'n plus gee, 2 plusse, 3 plusse, dan is dit 'n groepaksie. Dan kyk jy vir die eerste geleentheid waar jy die manne bymekaar kan kry, en dan sê jy voor die mense hoekom jy hierdie ou soveel plusse gegee het, wat 'n wonderlike werk hy gedoen het. Want hy soek erkenning. Hy het 'n craving vir erkenning. So jy gee vir hom die erkenning, maar jy gee dit voor die ander mense. Daar moet 'n audience wees wat kan hoor hoe goed hy daai werk gedoen het. En die oomblik as jy dit doen, dan gaan hy dit meer en meer wil doen, want hy soek daai erkenning. Hy soek dit meer as wat hy geld of enigiets anders te soek. So sorg dat jy dit reg doen. Dan, as jy dan op die einde van die maand kom, dan word die minusse en die plusse net eenvoudig van mekaar afgetrek, en dan sê, wat is die punt wat hy gekry het vir die huidige maand, wat is die punt wat die vorige maand, en wat is die verbetering wat hy het, en wat is jou minimum en wat is jou ideaal vir daai ou. So dit is 'n manier van evaluasie, eenvoudig. Jy kan dit doen of jou toesighouder kan dit doen. By my besigheid het ons supervisors wat dit doen. Hulle doen dit elke maand, en dan het ek net die bestuurder kontroleer dan net die goede. En dan op 'n jaarlikse basis gaan sit jy elke maand se beoordelingspunt in vir die huidige jaar en die vorige jaar, en dan volgens jou beoordeling A, B, C, D. Wat is wanneer sê 'n A-klas werker, 'n B-klas werker, C-klas werker. So nou kan jy gaan, jy kan elke maand vir die een wat die hoogste punte gekry het, kan jy nog verder gaan en sê, right, nou hou ons 'n werker van die maand, en dan die werker van die maand, dis die punte wat hy gekry het, en dan kan jy vir hom as eienaar vir hom erkenning gee vir die hele groep werkers. Dit gee net vir hom, dit boost hom net nog meer om goeie werk te doen. En dan op 'n jaarlikse basis, as jy hierdie goeders in plek het, dan hoef jy nie te wonder of almal kry dalk nou 'n 13de check of 'n bonusie, maar jy wil vir daai ou wat regtig perform het, wil jy iets ekstra gee. Jy wil vir hom bokant sy bonus gee. En dit moet nie gesien word net as 'n 13de check nie. Dis 'n dankie sê vir die goeie werk wat hy gedoen het. Jy kan besluit hoe jy dit doen. In my besigheid wat ons doen, ons gee elke maand vir die werker van die maand gee ons 'n voucher, soos 'n Shoprite voucher, wat hy vir hom kan 100 of 200 rand se Shoprite voucher, en dan kan hy vir hom goedjies gaan koop wat hy wil. Maar dis nie deel van sy salaris nie, is net om dankie te sê vir die goeie werk wat hy gedoen het. So jy kan dit so doen, en dan op 'n jaarlikse basis dan ons 'n werker van die jaar, en dan vir daai werker van die jaar gee ons dan ook 'n dankie sê. Dis nie 'n deel van sy 13de check, of dis net 'n dankie sê, en dit kan enigiets wees. Dit kan jy kan vir daai werker 'n skaap gee, of jy kan vir hom 'n voucher gee, of jy kan wat ook al jy vir hom wil gee. Maar sê vir hom dankie meer as wat die ander mense. Nou jy 'n stelsel van hoe jy daai goed aan mekaar kan sit. So dis 'n indikasie van of 'n voorbeeld van hoe jy kan te werk gaan
met jou arbeid om te sorg dat jy die regte mense aanstel, dat jy hulle rolle en verantwoordelikheid presies uiteensit en jy het 'n manier om hulle te evalueer, jy het 'n manier om hulle te komplementeer en wat ook al uit hierdie evaluasie uit is, kan jy dan 'n regstelling maak in terme van opleiding. En dan het daai ouens ook die geleentheid om te vorder binne in jou boerdery. So gaan kyk hoe kan jy te werk gaan om dit reg te kry. Dan wat bemarking en verkoop aan betref, maksimum wins. Hierso kyk ons maar net, daar's 'n verskil tussen handelsmerk of bemarking en verkope. Bemarking is wanneer jy dit is wanneer jy jou storie vertel. Hoekom mense jou produk moet koop? Hoekom is jou produk beter as ander mense se? Wat is jou storie? Wat is jou plaas se storie? Wat is uniek aan jou plaas? Wat is uniek aan jou besigheid? Dalk is jou unieke verkoopspunt die manier hoe jy met jou arbeid werk. Jy moet net vir mense vertel, dis wat ek doen, dis ek evalueer, dis ook hulle komplimenteer. En mense sal verbaas wees dat jy so met jou arbeiders omgaan en dat die manier is hoe jy met hulle werk. En net op grond daarvan sal hulle sê, maar ons gaan hierdie ou se wol koop, ons gaan hierdie ou se vleis koop, want dit is wat hy doen. So, dis jou storie. En waar vertel jy jou storie? Het jy 'n website? Het jy 'n YouTube kanaal waar jy jou storie vertel, sodat mense weet van jou? Het jy 'n Facebook page? Het jy 'n Instagram profile? Waar kom die mense te hoor van jou? Hoe lyk jou distribusie kanale van jou storie? Dan as dit kom by verkope van jou produk, hoe verkoop jy jou produk? Hoe bied jy dit aan vir jou kliënte? Werk jy net deur 'n agent? Verkoop jy direk aan 'n voerkraal? Verkoop jy direk aan 'n abattoir? Het jy 'n metode? Of maak jy gebruik van al die kanale wat vir die beste gaan gee, want dit is ook nie maklik om dan nou sê al jou diere wat jy produseer op jou plaas, as jy nou met 'n 2000 skaapboer om want jy het nie elke liewe maand of elke liewe week het jy nie vee wat slagbaar is nie. So om te gaan sê jy moet alles nou opsny in pakkies en verkoop en direk aan die verbruiker is ook nie so eenvoudig nie. So want jy moet ook voldoen aan die higiëne standaarde ensovoorts. So hoe gaan jy te werk? Is daar 'n gedeelte wat jy opsny en verpak en direk aan die verbruikers verkoop? Wat maak jy met daai verkoopskanale van jou? Het jy byvoorbeeld stoetdiere wat jy verkoop? Hoe bemark jy jou stoet? Hoe vertel jy vir die kommersiële boere hoekom hulle by jou moet koop? Wat is dit wat jy doen wat beter is as jou oppositie? Sodat jy kan sorg op 'n dag dat die verkoopskanale wat jy gebruik vir jou die hoogste moontlike prys of opbrengs gee, inkomste gee per eenheid produk. Hoe voeg jy waarde toe tot daai produk van jou? Dit is die goed wat jy moet vir jouself gaan uitwerk. Wat is jou strategie? Hoe gaan jy daarby uitkom? As jy nog nie daar is nie, hoe wil jy daarby uitkom en wanneer gaan jy daarby uitkom? Dan hierdie is nie vir almal van toepassing nie, maar wat is jou opvolgbeplanning in die bou van 'n boerdery nalatenskap? Hoe lyk jou boerdery struktuur? Met ander woorde, is alles in jou persoonlike naam of het jy van daai goeders in entiteite? Wie besit die grond? Wie besit die vee? Wat se entiteit besit die vee? Wat entiteit besit die vee? In watter entiteit word die operasionele goed gedoen? Met ander woorde, die boerdery self, die boerderybedrywighede. Waar word dit gedoen? En wie is die aandeelhouers? En hoe link hierdie goeders aan mekaar? Hierso het jy professionele mense nodig om jou te help om daai goeders te doen, sodat jy kan verseker dat jou strukture van so 'n aard is dat jy die minimum hoeveelheid belasting hoef te betaal uit jou boerdery uit, want dit is goed wat jy kan bestuur. Dit is binne die wet. As jy nie jou belasting bestuur nie, dan is jy dan is dit jou eie skuld. So jy moet dit gaan sorg en jy wil ook nie in 'n situasie wees dat die dag wanneer jy verkoop
of wanneer jy nie verkoop wanneer jy te sterwe kom, dat jou familie die grond moet verkoop net om die belasting te betaal nie. Jy wil nie in daai situasie wees nie. So hoe gaan jy dit voorkom? Hoe gaan jy sorg dat almal weet, hoe kommunikeer jy met jou familie, hoe die oorgangsproses gaan plaasvind? Weet elke persoon in die familie presies of in die gesin hoe die oordrag gaan plaasvind? Wie gaan die ou wees wat die boerdery moet oorvat? Hoe gaan hy dit oorvat? Hoe gaan die vererwing plaasvind? Hoe gaan die verdeling van bates plaasvind sodat die boerdery nalatenskap kan aangaan? Maar ook so dat die kinders wat huidiglik daar is of die familie wat huidiglik daar is nie te nagekom word. Die laat elkeen voel en verstaan dat dit regverdig is om dit so te doen. Daai kommunikasie moet baie duidelik wees. Jy moet dit nie as jy dit nie self kan doen, jy kry kundige mense om jou te help om dit te doen. Want die laaste ding wat jy wil hê is konflik. Jy wil nie hê die familie moet uitmekaar geskeur wees en dit net vir jou aardse besittings en die verdeling daarvan en die persepsie dat daar welvaart is vir hulle en dalk is dit nie daar nie. So jy moet daai goed presies gaan uiteensit om te sorg dat alles reg is en dan moet jy sorg dat die opleiding gedoen word sodat die persoon wat die boerdery oorvat stelselmatig die verantwoordelikhede oorvat. Waar begin jy en waar eindig jy sodat daai persoon op 'n dag die skoene kan volstaan as jy nie meer daar is nie. So dit is die goed wat in plek gesit word. Nou, dit bring my weer daar's nog die ander twee bene, natuurlike hulpbronne en skaapproduksie en bestuur. Ons gaan nie in hierdie video daarna kyk nie. Daar's ander video's wat jy kan gaan kyk om as jy meer wil uitvind daarvan. Dan kom ek weer terug by waar staan jou boerdery. Maak seker dat jy hierdie evaluasie gaan doen op jou boerdery om te kyk waar staan jy. En as jou boerdery nie na wense is nie, as daai uitkoms nie na wense is nie, dan moet jy iemand gaan kry om jou te help. Gaan kry 'n kundige persoon om jou te help. Gaan kyk wie is die top boere in jou omgewing. Wie is die mentor? Wie is die ou waarna jy kan opkyk wat vir jou kan help om jou hand te vat om seker te maak dat jy by jou langtermynvisie uitkom. Nou, ek het 'n skaapboerdery mentorprogram wat oor 12 maande loop. Dit is waar ek jou stap vir stap deur hierdie prosesse vat. So ek help jou met jou beplanning. Ons gaan dit loop oor soos ek gesê oor 'n periode van 12 maande. Ons gaan jou beplanning doen, ons gaan jou strategie, jou visie, die aksies, die implementering daarvan doen. Ons gaan begrotings en stelsels doen en dan gaan ons dit monitor en evalueer en regstellings maak. Sodat ons aan die einde van 12 maande dat ek kan seker wees dat jy weet presies hoe jy jou besigheid wil doen en dat jy dit verstaan en dat jy die goed in plek het om dit te kan regkry. So as jy die evaluasie klaar gedoen het, dan sal daar 'n plek wees waar jy kan by my welvaart met skaap top 20 mentorprogram uitkom. Daar is 'n video so wat jy kan gaan kyk om net meer agtergrond te kry oor waaroor gaan die mentorprogram. En as jy belangstel, dan is daar ook 'n skakel wat jy kan gaan klik wat jou na die mentorprogram toe sal vat. En of jy kan my kontak, dan kan ons gesels daaroor. Maar gaan kyk na hierdie video wat nou op die skerm kom, as jy meer wil weet van die welvaart met skaap top 20 mentorprogram.